Maak ons gesangeboeke oop en ons sing as 'n loflied na die wotum en die seëngroet, gesang 162. Gesang 162 as loflied tot eer van die Here na die wotum en die seëngroet. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom elkeen wat hom vrees. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Wanneer ons aan die tafel van die Here wil aansit, is dit nodig om onsself te ondersoek en onsself daarvoor voor te berei. In 1 Korintiërs 11 lees ons dat ons self moet voorberei sodat ons nie 'n oordeel oor onsself eet en drink nie. Die nagmaalstafel is daarom dan 'n voorbereiding wat ons nodig het om te doen. En ons doen dit deur die wet van die Here te oordink. Here Jesus word 'n vraag gevra as daai een gebod wat groter is as almal. Hy antwoord soos volg: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, wanneer die Here Jesus antwoord dat jy
God moet lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand, begin ons self ondersoek daarin, wie is God? Dis hy wat hom openbaar in die skrif as die enigste God. Daar is niemand soos hy nie. Hy deel ook homself met niemand anders nie. Hy verdien alleen al die eer en word alleen verheerlik en aanbid. Wanneer ons met hom werk en praat, dan is ons woorde teenoor hom woorde van aanbidding. Aanbiddingswoorde is gepas. En sy naam moet verheerlik word wanneer ons dit gebruik. Is nie 'n leë of 'n goedkoop manier van gebruik van sy naam nie. Wanneer ons die tyd wat God vir ons gegee het om hom te aanbid gebruik, is dit syne genade op genade dat ons tyd het om hom te aanbid en te eer. Om God waarlik lief te hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand, beteken dat ek hom alleen sal verheerlik in alles. Wanneer die tweede deel van die wet deur Christus geantwoord word, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, begin daarin dat in die 5de gebod leer die Here dat daar konings aangestel word op aarde en dat hy die gesag aan hulle toeverleen. Om die gesag te erken is gehoorsaamheid aan God. Hulle moet verantwoordelik optree teenoor die Here. Ons moet hulle gesag erken, want God gee die gesag. In die 6de gebod gee hy vir ons die verbod op doodmaak en dus die bewaring van lewe. Om lewe te bewaar is deel van ons gehoorsaamheid aan God. Om die verhouding tussen 'n man en 'n vrou te bewaar, 7de gebod, 'n belangrike saak, tot lewe en tot bewaring in hierdie lewe. Om die eiendom wat God aan ons toevertrou het, op te pas en as 'n rentmeester op te tree, beteken die Here het vir my gegee wat aan hom behoort en ek pas dit op namens hom. Hoe pas ons God se eiendom op? En om sy naam te gebruik as ek 'n eed aflê, as ek sê ek praat die waarheid of leef in die waarheid, dan moet ek dit doen omdat my woord my eer is en my geloof bepaal dat ek in eerlikheid sal leef. En laastens, wanneer ek tevrede is met alles wat die Here my gegee het, gee ek erkenning aan hierdie liefde tot mekaar. En ek is tevrede met my besittings, tevrede met my gawes, tevrede met wat God my geskenk het. Geliefdes, ons struikel dikwels wanneer ons nalat om God met ons hele hart, hele siel, hele verstand te eer. En ons naaste lief te hê soos onsself. Ons bely ons skuld voor die Here en ons sing Gesang 57 van 1 en 2. Wanneer ons die wet van die Here deur luister en na elke gebod luister, kan dit nie anders nie as dat die Here se woord 'n lig skyn op ons lewe. 'n Lig wat verhelder wat ons nie van bewus was
of dalk net gedink het is aanvaarbaar. Maar wanneer die woord van God as lig op my lewe skyn, word dit ontbloot en ek staan voor die Here en pleit om genade. Want Here, U het my skuld opnuut uitgewys. En hierdie saak van uitwysing van ons skuld staan voor die Here as 'n besluit wat hy moet neem oor my. En hierin lê die genade, geliefdes, dat die kerk van Jesus Christus net by een plek kan kom staan. En dit is by die kruis. Waar die bloed van Jesus Christus die versoeningsoffer was aan die kruis vir die sondes van hierdie wêreld. Dat hy daar kon uitroep, dit is volbring, jou skuld is vergewe. Elkeen wat in Christus Jesus glo, as ons enigste God, verlosser en saligmaker kan glo, ons skuld is vergewe op grond van Christus se werk aan die kruis. Dit bring by ons 'n bepaalde verantwoordelikheid om te besef waar ons staan voor die Here, maar dat sy lig steeds skyn op my lewe. En dat ek van hier af hoe langer hoe meer my lewe moet lei in die lig van Christus. My geloofslewe moet inrig volgens Christus. En dat my lewe 'n dankbaarheid sal wees oor die verlossingswerk van Christus. Laat dit wees volgens sy genade. Ons gaan ons geloof aan die tafel bely. Kom, ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, U wat ons voor U bring en U woord wat vir ons wys dat sonder U lig daar nie vir ons lig is nie, en sonder U genade daar vir ons geen hoop is nie. Besef ons, Here, U genade is vir ons genoeg. En ons kan alleen erken, as dit nie vir Christus was nie, waar sou ons wees? En in 'n blymoedige hart kan ons vanoggend getuig dat U Here en God is. Here, waar ons die woord wil oopmaak om dit saam te lees, vra ons, Here, werp nou lig op ons, U woord, ons gemoed en ons verstand, en laat ons opnuut besef wat in die woord staan, is nodig ook vir ons vandag. Dit bid ons in die naam van Christus Jesus, ons koning, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons maak die Bybels oop by Johannes hoofstuk 3. Johannes, die evangeliebeskrywing, en daarvan die 3de hoofstuk. Baie bekende gedeelte waar Jesus 'n besoeker in die nag ontvang, 'n Fariseer met die naam van Nikodemus. Hy praat met die Here Jesus. Hy sê vir hom, ons weet dat U 'n leraar is wat van God kom. Die gesprek word 'n onderrig in die redding van Christus, die wedergeboorte, 'n begriploosheid van Nikodemus, want die Here Jesus is aan die woord en hy weet nie, gebore, weergebore. Ons lees saam vanaf vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons staan stil by die gedeelte vanaf vers 16 tot 21 in die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ons dink aan die saak van lig en duisternis, wanneer ons dink aan genoeg lig hê of te min lig hê, wanneer ons dink aan wat het ek nodig om in die donker te wandel, of is daar iets soos donker en te min lig? Dan dink ons aan ons tyd en ons dag en die plek waarin ons woon, van dorp tot dorp, stad tot stad. En ons vra of hier vra is oor lig of donker. As dit kom by gedrag, en openbare gedrag, dan sal ons kan sê, daar is definitief in vandag se tyd 'n stryd vir sommige om in die donker te bly, of 'n stryd om na die lig toe te beweeg. Daar is 'n vraag oor waar is dit gemaklik en waar is dit ongemaklik. Vir 'n katekesant wat 'n jaar lank, meer as 1 jaar, die lig ontvang het op die Bybel as die plek waar ons lig moet vind, en vandag daarop moet antwoord, sommige vanuit 'n verbondslewe, ander vanuit 'n ontferming, maar almal van ons vanuit 'n ervaring van die Here wat eers met ons begin het. En vandag word ons herinner aan openbare belydenis. Iets wat nie in die duisternis gebeur, nie net binne 'n gebou onder ligte nie, maar voor ander. Johannes 3 vanaf vers 16 wil iets sê oor wat is die inhoud hiervan? Wat is die inhoud van vandag se saak? Wat is die simboliek werd van 2 sakramente wat vandag sigbaar is met die woord in die middel? Wat is die 2 vingers wat wys na die woord van God werd vandag by hierdie geleentheid? En wie is die fokuspunt? Hierdie gebeure wat afspeel in Johannes 3, in die beginverse, speel af in die donker. In die middel van die nag kom 'n man met die naam van Nikodemus by die Here Jesus aan. Hoekom in die nag? Sodat die ander fariseërs nie weet hy is daar nie?
Want Jesus op hierdie stadium was nie 'n persoon wat hulle mee almal geassosieer wil word nie. Dalk. Of hoe hy nuuskierig was om met hom te gaan praat en dat hy alleen daarvan weet. Maar dit wat in die donker gebeur, word mos nie deur almal gesien nie, en daarom is die donker 'n sleutel in hierdie gedeelte. Nikodemus kom by die Here Jesus en sê, Rabbi, dit beteken meester, dis dan in vers 2. Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is. Die woordjie ons sê, dis nie net ek, Nikodemus, wat dit sê nie. Daar is rondom my mede-fariseërs en dalk ander wat sê, hier's iets anders besonders met hierdie man. Jesus is dalk 'n verskynsel wat hulle nog nie verstaan nie. Maar is hy die Messias? Wie is hy nou eintlik? Rabbi, hulle erken hom as 'n leermeester want sy kennis is ongelooflik baie. Die gesag waarmee hy leer, daar is definitief iets daaraan. Daarom kry hy die erenaam Rabbi, wat leermeester beteken. Ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, maar nie net 'n leraar nie, 'n van God gestuurde leraar. 'n Besonderse leraar. Want niemand kan hierdie tekens doen nie, en dit was 'n belangrike saak. Niemand kan doen wat u doen, en niemand sien dit raak nie. Niemand kan sommer net 'n ding doen, soos wat u dit doen. Johannes 2 het hy water in wyn verander. Hy het 'n bruilof die beste bruilof gemaak. Ons weet dat hy mense genees het. Ons weet dat hy besonders opgetree het waar daar nood was. En ergens moet daar 'n lig opgaan oor wie hy is. En dis hierdie lig wat maak dat die donker Nikodemus nie kon keer nie. Maar hy wou in die nag gaan oor 'n bepaalde rede, wat hy nie vir ons sê nie. Maar ons kan maar raai, as ons na die konteks kyk van die Nuwe Testamentiese evangelie beskrywings. Die Fariseërs was nie vir hom lief nie. Die Fariseërs het nie daarvan gehou dat hulle gekonfronteer word nie. En wanneer Nikodemus hierdie woorde sê, begin Jesus met die waarheid. In die donker begin hy lig werp en hy praat oor wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is die lig wat aangeskakel word in 'n donker wêreld. In die lewe van 'n mens wat net donker kon sien. Nie lig kon vind nie. En dan word daar die lig aangeskakel en skielik begin die wêreld anders lyk. Want die Gees van God het op 'n bonatuurlike wyse kom woning maak in die lewe van daardie mens wat van God af weergebore is, wat van God af nuut gemaak is, wat in hierdie wêreld 'n bestaan kom maak en nou lyk die lewe anders, die ingesteldheid anders, die uitgangspunte anders. 'n Openbare verandering, want 'n geloofsverandering het plaasgevind. In die openbaar sigbaar, want 'n verandering het plaasgevind. Hoekom is dit moontlik? Want daar het 'n verlosser ingetree. En hierdie verlosser wat ingetree het in die lewe van daardie mens, deur die Gees bewerk, het veroorsaak dat daar 'n lewensverandering nou plaasvind. En daarin staan ons stil by hierdie geleentheid. Want Christus het gekom om verlossing te gee en gevolglik hoop. Want Nikodemus word herinner aan iets wat hy baie goed ken. Hy word herinner aan 'n slang wat op 'n paal geplaas was. In die tyd van Moses, in die woestyn, waar giftige slange mense gepik het, en as hulle opgekyk het na die koperslang, het hulle genees, Hulle het genees geword, hulle het gesond geword van 'n gifbyt. En as hulle om hulle gekyk het, was daar alreeds sommige wat gesterf het.
En wie word opgerig? Vers 16. Die vers wat u kan memoriseer, jong geslag, want die ou geslag ken dit soos Psalm 23. Want daar is een vers in die Bybel wat almal goed ken. En dis hierdie vers. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Lees daarby vers 18. En ons hoor die woorde, hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Nikodemus sit hier voor Jesus, hy hoor, kyk na die slang, onthou jy die slang wat verrys het, en tot almal se genesing gekom het. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat almal gered kan word. Nikodemus, daar is een pad na lewe tot in ewigheid, dis die seun van God. Dis die geloofspad, die enigste pad van geloof, wat bestaan, wat gegee is. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy hierdie pad bekend gemaak het, dat hy die kruis laat verrys het, dat elkeen wat na die kruis kyk, sal sien, daar is die lig. En dis die eerste saak wat jy moet hoor. Nikodemus word gewys waar lê verlossing. In Christus. Waar lê hoop? In Christus. Waar lê die ewige lewe? Se begin? In Christus. Wie sal die ewige lewe 'n werklikheid maak? Christus. Is daar nie 'n ander pad nie? Nee. Is daar nie 'n ander geloof nie? In die Openbaar sê ons dit vandag. Nee. Is daar nie 'n ander Here wat ons kan bely nie, katekisante, ouers, medegelowiges? Nee. Daar is geen ander belydenis in die ganse wêreld beskikbaar, behalwe dat Jesus Christus vir my gesterf het. Dat hy vir my 'n lewe bewerk het. Dat hy vir my op 'n pad geplaas het, sodat ek hom kan verheerlik en lewe tot in ewigheid. Maar dominee, hier is 'n gevaarlike belydenis, want hoe kan ek hierdie belydenis uitleef? Nikodemus sê, wat sal Nikodemus sê, as hy nou geskryf het wat hy gesê het? Want Nikodemus het nie reageer nie. Ons het nie 'n teks van Nikodemus, waar hy gesê het, maar kan nie wees nie. Het die Here hart op sy hart gedruk om te dink oor waaroor dit eintlik gaan? Kan jy onthou wie het sy liggaam van die kruis afgehaal? Wie het sy graf beskikbaar gestel vir Jesus? Gaan lees maar. Jy sal die naam Nikodemus daar kry. Hy het dit ter harte geneem, hy het dit gehoor, hy het dit beleef, en daar was 'n geloofsdaad, want hy moes gaan vra uit vir die liggaam, hy moes die liggaam gaan begrawe in die grotgraf, letterlik die klip wegrol, en hom daar bære. 'n Grotgraf het nie normaalweg geklip voorgehad nie, dit was 'n veiligheidsmeganisme later toegevoeg. So hulle kon maar net die graf gebruik, want dit is Nikodemus se eiendom. Ons kyk dus na die Here Jesus, wat met 'n mens besig is, wat vas kan val in vandag, met my omstandighede as fariseer, prakties op ons tydvak. Ons kyk dus na iemand vandag wat gekonfronteer kan word met Jesus in die openbare belydenis. En die vraag moet antwoord, is dit die moeite werd om te glo dat Jesus Christus die Seun van God is? Is dit die moeite werd om dit te bely my hele lewe lank?
Verse 19 tot 21 gee vir ons die saak soos dit staan. As Jesus Christus, en dis die vooraf veronderstelling, hy is die lig wat in die donker wêreld ingekom het. Hy is die een wat 'n keuse vereis, of sy lig of geen lig. Ek herhaal. Hy is die een wat 'n keuse van hierdie wêreld verwag, of sy lig of geen lig. Daar is nie 'n ander kragverskaffer. Daar is nie 'n ander ligverskaffer beskikbaar nie. Daar is net een ligverskaffer. En hierdie ligverskaffer is die ewige God, die Seun Christus Jesus. Deur sy Gees is sy ligverskaffing onbeperk. Soos ons gelees het in Genesis 1. Laat daar lig wees, en daar was lig. In Openbaring, daar is nie 'n lig nie, Christus is self die lig. Hy is die lig. Hy is die ewige lig, van ewigheid tot ewigheid. En as hy daar is daar lig. Die wêreld word geopenbaar. U en ek kyk na die wêreld uit die oë van die skrif. Meer en besonder deur die oë van Nikodemus. Hy hoor hierdie woorde. Ons hoor wat Nikodemus hoor. Johannes maak dit vir ons baie duidelik. Ons hoor wat Nikodemus hoor. Wanneer die wêreld sê Jesus is nie die Here nie, het hulle 'n keuse gemaak, ons soek nie die lig nie. Wanneer die wêreld 'n keuse maak in hulle gedrag, ons soek nie die Here nie, dan wys hulle ons soek nie die lig nie. Vers 17 is 'n baie harde vers. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Maar vers 18 sê, maar sommige het hom nie geken nie en wou hom nie ken nie, en daarom is hulle reeds veroordeel omdat hulle geweier het om te glo in die Seun van God. Vers 19 sê, en dit is die oordeel, en dit is belangrik. Vers 19 sê, dit is die oordeel. Vers 29 gee vir ons die saak wat u en ek prakties moet bekyk. Ons moet dit prakties bekyk, want die wêreld om ons is nie 'n teoretiese wêreld nie. Die wêreld om ons is nie 'n prentjie van niks nie, of 'n storie van iemand anders nie, maar my oë en oorbelewenis van die werklikheid. Die wêreld is 'n oor en 'n oogbelewenis van die werklikheid. God se woord is die lig wat skyn op die werklikheid. Ons sien dit raak as God dit sê. Glo ons dit as ons dit met ons oë sien, met ons ore hoor? Hoe lyk die oordeel, sê die Here Jesus? Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het. Dit is Jesus. En die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Wanneer ons oë uithaal en kyk, ons ore afhaal en hoor, as ons kon, en met baie skerp fokus na die gedrag van die wêreld om ons, en selfs by ons, en selfs onsself. Die wêreld daar buite, want dit is maklik om daar te kyk. Die wêreld hier naby, want dit is maklik om hier te sien. Maar die wêreld het ons nooit na kyk nie. My eie lewe. En ons vra die vraag, hoeveel boosheid laat ons toe? In my kring, my lewe. Want hierin lê die gevalle toestand van die mens. Wanneer Adam en Eva daar in die tuin van Eden is en hulle lewe in 'n volmaakte verhouding met die almagtige Vader, en hulle luister nie na sy woord nie, en hulle luister na 'n leienaar, en hulle sê, dis reg, ons vat, ons eet, ons deel, ons eet, ons raak bewus van ons naaktheid, ons sonde, en ons oordeel. Ons raak diep bewus daarvan dat ons nou gebroken is, ons verstand verdorwe geraak het, ons oë versluierd raak, en ons soms nie sien nie,
dan sien ons hoe Kain vir Abel doodslaan uit haat en nait. Ons sien hoe sonde net eskaleer wanneer mense in 'n donker toestand in hierdie wêreld vanuit 'n geloofsbasis na 'n ongeloofsbasis beweeg uit eie oortuiging. Ons wonder nie eers hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit want dit reg gelyk in ons eie oë. Is dit nie waar wat ons in die laaste vers van Rigters lees nie? En elkeen het gedoen wat reg is in hulle eie oë. En God was swaar op Israel oor hierdie siening van dit was reg in my oë. Ai, maar dit klink aan soos vandag. Almal sê, dis vir my reg. Weet nie hoekom jy nie daarvan hou nie. Of jy's ook reg. Moenie my veroordeel nie, want ek is ook reg. En so raak die wêreld met ons besig, want hierdie saak wat die sondeval op ons geplaas het, is nie net in my lewe nie, maar ook aan hulle wat nie eers weet van die Here nie, of van hom gehoor het, en sê ek wil hom nie meer ken nie. Want hoe meer mense leef soos hulle wil, hoe meer trek hulle die donker na hulle toe. Want hulle wil nie hê dit moet in die openbaar wees nie. En as jy dit durf in die openbaar plaas deur iets te sê daaroor, dan sê hulle los my uit, dis myne. Ek sal dit bære, dis myne. Ek sal daarmee leef soos ek wil. Hier is my heining, jy kan nie daar inkom nie. Ek maak hom toe. Hy is nie vir jou beskikbaar nie. Dis myne. Maar wat van die lig van Christus? Kan ons vra? Nee, ek het dit nie nodig nie. En vra 'n bietjie die vraag af op 'n praktiese basis. Is daar 'n saak in hierdie wêreld waaroor God iets mag sê? Is daar 'n saak in hierdie wêreld waaroor Christus 'n opinie mag hê? Hy is natuurlik God. Hy het meer as 'n opinie. Hy het die regterstoelwoord. Bybels gesproke kan hy alles sê, want dis hy wat weer kom op die wolke om te oordeel. Wanneer ek in my eie lewe katkesant, ouer, vriend, gemeentelid, besig kan wees met my werk, besig kan wees met my lewe, en dit maak nie saak wat Christus daaroor sê nie, is ek in die lig, is ek in die duisternis. Vlug ek weg van die lig van Christus, sy woord, sy gees en sy waarde, of gaan ek daarna? En ons het almal 'n selfondersoek vraag om te antwoord. Maar daar is nie een wat God soek en hom waarlik liefhet met ons hele hart nie. As die gees van God nie in ons werk nie, het ons geen vermoë om by hom uit te kom nie. Lees gerus Romeine 3 en word diep bewus van die gebroke toestand van elke mens. Ons het nie die vermoë om by hom uit te kom nie. Maar jy vra maar hoe sal ek dan 'n hoop kry? Efesiërs 2 lees baie mooi. Geskrywe deur die apostel wat beleef het wat dit is om skille van jou oë te laat afval. 'n werktuig in die fariseïsme. 'n Fariseer uit murg en been. Lees sy getuigskrif in Filippense 3. Een uit die stam van Benjamin, 'n Israeliet, ware getuienis van regverdigheid. 'n liefhebber van die wet en het volgens hom 100% gehoorsaam afgemerk, maar sonder Christus. Sonder die ware lig stap hy in Handelinge 9, mars hy op na Damaskus, want hy gaan doen wat God wil hê, so reken hy uit sy eie oorleg. En hy gaan doen wat reg is, en toe hy gestop word, met blindheid geslaan word, moet hy een sinnetjie hoor. Saulus, waarom vervolg jy my? Waarom is jy 'n werktuig van die Satan teenoor my, sou ons kon vertaal?
Waarom is jy 'n bedienaar van die duisternis teen die lig? Met ander woorde, 'n stryder vir die donker teen my. En duisternis was al antwoord wat hy gekry het vir 3 dae. 3 dae. En toe die begenadiging van die Here Jesus, deur die Gees se werking, 'n harde hart Saulus verander in 'n sagte hart, bedienaarshart, 'n apostelhart, 'n gestuurde hart, 'n werktuig, soos die Here Jesus self sê, vir Ananias, om die evangelie te gaan dra, dan word jy 'n lig in duisternis. Nie 'n duisternis teen die lig nie. En dis wat vers 21 sê. As jy nie stry teen die lig nie, wat doen jy? Hy wat die waarheid doen, sê vers 21, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, en dat hulle in God gedoen is. Jy kom na die lig, dat die werke in die openbaar gedoen word. Matteus 5 vers 16 sê, dit wat jy doen voor mense, is om God te verheerlik. Dit wat jy gaan leef voor God, is om God te verheerlik. Want jou godsverheerlikende dade, Efesiërs 2 vers 10, is werke waartoe jy geroep is. Jy is geroep tot daardie werke, Efesiërs 2 vers 10. Want uit genade is jy gered, nie omdat jy so goed was nie, nie omdat jy so sterk was nie, nie omdat jy so goeie fariseer of wetgeleerde of kundige was nie, maar omdat God jou gered het, geroep het, gestuur het, gemaak het wie jy is. Hoe het ons hier gekom? Ag, Domie is maklik, my pa was in die kerk, my ma was in die kerk, ons is in die kerk. Daarom is ek hier, vandag katkeseer ek. Net 'n proses. As dit jou uitgangspunt is, vra die vraag, is jy besig met die lig of besig met die duisternis? Want as Christus nie jou rede was, nie jou tradisie nie, maar jou rede moet Christus wees, dan bely ek nie wat ek moet bely vandag. En as jy deur daardie pad gestap het en jy was daar omdat almal dit gedoen het, nou het ek dit ook gedoen, nou is ons daar. Waar staan ons regtig? Soos 'n Paulus, vervolger van die kerk, in diens van 'n kerk, maar nie die Christelike lig nie. Waar staan ons? Die hoordes, hier's meer aan die onderrig van Nikodemus, aan die onderrig van 'n sogenaamde kerkmens, as daar so iets kan bestaan. Weet dit, geliefdes. Die genade is veel groter, want verlossing het nie gekom vanuit die werke van mense nie, maar uit die genade van Christus. Verlossing het nie gekom omdat almal so goed geleer is nie, maar omdat Christus gesterf het aan die kruis. Verlossing het nie gekom omdat 'n mens hierdie pad goed bepaal het nie, maar omdat Christus die enigste weg is, en was, en sal wees. En daar is geen ander saak groter as Christus. Daar is geen lig meer beskikbaar as sy lig. Daar is geen saak wat hierby gevoeg kan word en sê, dit lyk dan nou goed en reg en mooi nie. Want beide die tekens wat ons voor ons raak sien vandag, sê net een ding. Die wyn dui op die bloed van Christus en daarom is ek verloste. Die water in die doopvont dui op die bloed van Christus en daarom is ek afgewas deur die bloed van Christus. En hierdie twee vingers wys, natuurlik die brood, wys op die gebroke liggaam wat Christus gedoen het, sodat ek verloste kan wees. En is die twee tekens wat wys na die woord wat die weg en die waarheid is, want Christus is daarin die sleutel. En in die openbaar is dit die liggewers. Die tekens wat wys na die woord, doop, nagmaal. En die woord wat staan as God se wil vir 'n donker wêreld. 'n Wêreld wat niks met die Here Jesus te doen wil hê nie. Maar kerk wees wat staan in die middelpunt
net Christus alleen bestaan. U en ek is getuies hiervan. Laat Christus se getuienis jou getuienis wees. Laat Christus se getuienis my getuienis wees. Laat die hoop op die verlosser Jesus, die Christus, ons getuienis bly. En laat ons hierdie pad stap, elke dag, solank ek kan. Want in Christus sien ek die hoop. Want Christus gee waarlik hoop. Net dit. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, ons kan nie anders nie as om 'n openbare getuienis van geloof te doen. 'n Getuienis om te sê, ja, Here, in U alleen glo ek, Vader, Seun, Heilige Gees, Skepper, Verlosser en Heiligmaker. Dat U, hoe langer hoe meer, U lig in my lewe skyn, sodat elkeen van ons die lig sal bly vind, want U laat ons U vind. Ons dra elke katekesant aan U op, dat hierdie belydenis U wil sal bly, en ons volharding U genade sal weerspieël. Ons dra die gemeente aan U op, en bid dat U elke saak waarmee ons besig is, van hierdie geloofsoortuiging sal getuig. Dat ons in Christus ligdraers is in 'n donker wêreld. Dat ons ingesteldheid God se lig sal wees, wat skyn omdat hy dit laat skyn. En dat ons in siekte en in droefheid ons diepste hoop daarin vind. Wees ons naby. Laat U naam geheilig word en U koninkryk in Jesus naam. Amen. Ek wil nou vra dat die 3 katekesante vir ons na vore sal kom asseblief. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van haar persoonlike geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan haar gebied het, bewuslik deur die geloof haar eie maak. En die doop sal bedien word, sodat jy dit jou eie kan maak. Die belydenisaflegging is 'n gelofte. Dit beteken dit is 'n belofte wat ons maak voor die Here as getuie. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van ons volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dis 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei. Elke saak het sy plek in die geloofsuitlewing. Alles wat ek doen tot eer van die Here. Geliefdes in die Here. Die ouderlingraad het met vreugde daarvan kennis geneem dat u begeerig is en gereed is om as volwaardige, belydende lidmate van hierdie kerk toegelaat te word. U het met die Christelike leer, in die Christelike leer onderrig ontvang en u die ouderlingraad van die kennis van die woord van God en van die belydenisskrifte as ook van 'n voorbeeldige lewenswandel oortuig. Om as belydende lidmate toegelaat te word, moet u opreg
bevestigend op die volgende vraag voor die Here antwoord. Eerstens, is jy daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is. Dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat en dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie. En dat die belydenisskrifte van hierdie kerk, hoewel aan die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. Volgende. Is jy daarvan oortuig dat hierdie kerk waarvan jy nou 'n belydende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer as die ware en volkome leer van die saligheid verkondig? Verklaar u dat die bogenoemde leer u persoonlike geloofsoortuiging is en beloof u om alle leringe wat hiermee in stryd is te verwerp? Verklaar u dat dit die voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van die lewe in hierdie leer te volhard? Verklaar u dat u in die volkome soenverdienste van Christus Jesus glo, ons Here, en dat hy u persoonlike verlosser en saligmaker is? Laastens, bely u dat u die drie-enige God liefhet en beloof u om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here voor mense te bely en in die krag van die Heilige Gees teen alle versoekinge te stry, en beloof u om aktief in die werksaamhede van die kerk deel te neem, en beloof u om uself aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. Wat is hier hoorbare antwoord aan God drie-enig? Sjoenai. Ek gaan nou voort met die belydenis van Aneska om haar nou te doop. Aneska Klopper, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die belydenisaflegging, draai my altyd om. Belydenisaflegging en dan doop impliseer dat wanneer iemand hulle self voor die Here stel en 'n belydenis aflê oor hulle geloof, daarna dit op te volg met die sakrament van die doop, hulle self so voor God in die openbaar stel as iemand met 'n ware geloof. Geliefdes, op grond van die genadeverbond, soos verseël deur hierdie doop, die kinderdoop, en kragtens die belydenis wat u pas gehoor het, voor God in die gemeente, verklaar ek op grond van die gesag van die ouderlingraad, dat hierdie 3 katkesante, belydende lidmate van die Afrikaanse Protestantse Kerk Bethlehem is, met toegang tot die sakramente en al die voorregte van lidmaatskap verbonde. Geliefde broeders en susters, God het u geroep om in die wedloop van die geloof al die kragte in te span, om daarin te volhard. Gemeente, God het hierdie verbondskinders van hom tot geloofsvolwassenheid gebring. En omdat hulle tot geloofsvolwassenheid gebring is hulle gereed om te dien saam met u. En daarom bid ons vir mekaar. Daarom werk ons met mekaar saam. En daarom dien ons God in die koninkryk van Christus, deur die genade van Jesus, wat hulle
en ons bly versterk. Laat dit wees volgens sy genade. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, wanneer ons geloof bely, dat u woord die waarheid is, en dat Christus Jesus ons Here is, kan ons nie anders nie, as om te sê, u alleen is waardig God, en daar is niemand soos u nie. Laat u wil geskied, in elkeen se lewens. Ons gebed is dat emosioneel sal wees soos u waarlik doen in u teenwoordigheid. En dat u hierdie geloofsversterking wat nodig is elke dag aan hulle sal skenk. En u openbaar as 'n belydenis van ons dankbaarheid. Laat dit wees volgens u goedheid in Jesus naam. Amen. Terwyl hulle so bly staan, sing ons hulle toe Psalm 134, strofe 4. Ek wil nou vra dat die ouderlinge en die diaken vir my sal help met die gelukwensing. Aneska, ek gee vir jou 'n Bybel. Dit is ons hoop, ons wegwyser, en soos iemand op 'n stadium gesê het, die lewenshandleiding van die mens. Die teks wat ek saam met jou stuur, is 2 Timoteus 3 vers 14 en 15. Maar bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Ons stap nie hierdie pad sonder 'n pad. Ons stap hierdie pad want Christus gee die pad en sy woord is die lig wat daarop skyn. Mag hierdie pad vir jou 'n pad van seën wees. Minay Alberts gee vir jou ook 'n Bybel. En daarin vestig ek jou aandag op Hebreërs 12. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, is die fokuspunt. Die leidsman en volëinder van die geloof
wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Jy het een fokuspunt. Jy kyk na Christus van nou af tot in ewigheid. Sonder 'n fokuspunt is daar net hoop en 'n rigting. Baie seën en mag dit ook die weg wees waarop jy dan wandel. Shanae, geef jou ook 'n Bybel. Die fokusvers vir jou is 1 Timoteus 6 vers 12. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. So die stryd wat jy stry is 'n goeie een. Hou aan daarmee tot aan die einde. Baie seën op die pad. Vir elke ouer en vir elke grootouer, ek wil graag hê dat die familie vir my sal staan as 'n openbare getuienis van medewerkers in die geloof. Staan asseblief. U het bygedra in die beginjare, bygedra deur die jare, en u dra by tot in hierdie jaar. En dit sê nie ons dra nie by in die jare wat kom nie. Mag elke stukkie wat ons bydra, ons dra, en mag dit vir hulle 'n dra wees, dat ons nie alleen stry nie. Want iemand moet fokus op die eindpunt, onthou van waar ons dit gekry het, en onthou in wie ons dit het, is hierdie stryd 'n lewenslange stryd. Welkom by die huis van gelowiges. Dis die huisgesin van die Here, die kerk. Welkom in jou huisgesin. Hou aan met die goeie stryd binne in jou huisgesin. En laat ons as gesinne stry en 'n geloofsgetuienis wees. Prys die Here. Julle kan weer julle plekke inneem. Hulle sit vanoggend saam met ons aan die tafel en dan is dit hulle eerste deel in die sakrament. Kyk dan in die voor die sakrament, die formulier vir die sakrament van die bediening van die nagmaal. Wanneer die Here Jesus die nagmaal instel, stel hy dit in die bovertrek, op die aand waarin hy gevange geneem sou word, op die dag net voor hy sou sterf aan die kruis. En dan sê hy vir hulle baie duidelike woorde in 1 Korintiërs 11, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Neem dit tot versoening van al jou sondes. So ook met die beker, dat hierdie is my bloed wat vir jou gestort is, tot vergifnis van al jou sonde. En in daardie bovertrek was dit nog nie verstaan nie. Maar die betekenis daarvan geld steeds vandag. En wanneer dit 'n verbondsmaaltyd is, en dit is wat dit is, 'n verbondsmaaltyd waarin Christus sy verbintenis aan ons bevestig, sien ons dit raak in die 6 betekenisse van hierdie verbondsmaaltyd. Dis 'n teken van herinnering in die eerste plek. Ons kyk na die brood, ons kyk na die wyn, ons kyk na die toestand daarvan, en ons word herinner, wat het Jesus gedoen? Dan kyk ons na die feit dat dit daar is. Die betekenis is vas en seker en waar. Dis 'n waarborg in die tweede plek. Dat Christus so seker is wat jy hierdie broodjie neem, dit eet, dat hy gesterf het aan die kruis. Vir my en 'n versoening bewerk het. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. En daarin word bevestig dat een brood gebreek is, sodat almal daarin kan deel.
Ons deel almal in die lyding van ons Here Jesus Christus en sy sterwe omdat hy ons daarin deel gemaak het. Ons kyk na die nagmaal as 'n verwagtingsmaaltyd, ons kyk na die wederkoms, ons kyk na die ewige heerlikheid. Ons word opnuut daaraan herinner dat wanneer ons na God verlang om by hom te wees, dat Christus Jesus dit moontlik maak, dat ons elke nagmaal herinner word aan die bruilofsmaaltyd van die lam. 'n maaltyd wat hy voorberei en ons is een maaltyd nader aan die finale maaltyd van die bruilofsmaal van die lam. En so word die kerk van Jesus Christus in ons stryd, Hebreërs 12 vers 1 en 2, in ons stryd gevestig op Christus totdat hy kom. Dis waarop ons aandag vestig. En in die 5de plek is dit 'n vreugdefees. Want ons kyk na die tekens, ons sien dit gaan oor die droefheid en die dood, maar dit gaan oor Christus. En daarom is ons bly dat hy gesterf het, maar ook opgestaan het uit die dood. Hy lewe sodat ons kan lewe. En laastens is dit ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. Wanneer ek die nagmaal geniet en dit gebruik, word ons herinner aan ons ernstige voorneme om ons lewens voortdurend voor die Here te bring en sy lig daarop te laat skyn. Wanneer Christus dit doen deur sy woord en die nagmaal wys na sy woord, word ons herinner daarin dat ons dankbaar moet wees vir ons verlossing en 'n lewe van dankbaarheid lei elke dag. Wat is die vrug in die boodskap van die nagmaal? By die gebruik van die nagmaal, die tekens, word ons daaraan herinner dat ons 'n ernstige voorneme moet hê om uit dankbaarheid ons hele lewe opnuut aan God te wy. Ons moet dit met opregte liefde teenoor hom en ons naaste dan doen. Wanneer ons hierdie teken gebruik, word ons herinner aan twee waarhede, dat Christus vir ons sondes gesterf het en dat ons in die geloof met hom verenig is, asof ons alles self gelei het en die skuld vir hom ten volle betaal het. En verder in die tweede plek voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Hoe berei ons voor? Ons het dit reeds gedoen deur die wet van die Here te gebruik soos 'n lig wat moet skyn op ons lewe. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat hy alle sondes wat nog teen ons wil in ons oorgebly het met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ernstig onsself voorneem om voortaan ons hele lewe aan die Here te wy, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons ernstige begeerte wees dat ons geloof in hierdie nagmaal versterk sal word. Mag die almagtige en barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Heilige Gees ons ook daartoe help. Amen. Terwyl die tafel nou vir ons in gereedheid gebring word, sing ons die eerste vers van Gesang 1:1. Ek wil dan ook vra dat die katekisme aan die tafel sal kom sit. Geliefdes, kom ons staan nou en ons bely ons geloof
Ons kan dit hardop saam doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die weeropstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Almagtige en barmhartige God, ons bid tot U, o Here, dat U wat in die goedheid en in die guns ons by U gebring het, dat U sal gee, dat ook nou waar ons die tekens van brood en wyn wil geniet, dat ons dit sal nuttig met die geloof en gedagte dat ons aan U, ons Here Jesus, sal dink, en dat ons nie sal vashou in die tekens nie, maar sal eer tot geloofsversterking. Dit bid ons in Christus Jesus naam. Amen. Geliefdes, hier word daarop gewys dat elkeen wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te gebruik, vandag saam met ons nagmaal kan gebruik. Toestemming is verleen aan almal wat aansoek gedoen het, almal wat lidmate is van NG Kerke, Hervormde Kerke, Gereformeerde Kerke, sowel as AP Kerke, het toestemming om saam met ons nagmaal te gebruik. As jy nie enige van hierdie kerke behoort nie, en het erns gemaak met die ondersoek van die lewe in lig van die woord van God, in die wet, het u toestemming om die nagmaal te gebruik, onder die diskresie, dat u erns maak met sonde. Ons bedien ook nie nagmaal aan kinders nie, slegs belydende lidmate kan vanoggend saam met ons die nagmaal gebruik. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is, tot volkome versoening van al ons sondes. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat sy bloed vir ons gestort is tot volkome versoening van al ons sondes.
Gemeente, ons wys hier net daarop dat die benering van kelkies druiwe sal bevat vir die wat dit verkies. As jy die beker verlang, wys ons gee net 'n aanduiding vir die amptdraer, dan sal die beker aan u bedien word. Geliefdes, sal enigiemand oorgeslaan met die bediening van die teken van die brood, die bediening van die teken van die wyn, die kelkies, die beker. Die diakens kan dan vir ons sit. Al die diakens bedien met die teken van die brood, die wyn, die kelkie, beker. Geliefdes, kom ons staan nou vir die lofverheffing. Openbaring 1 vers 5. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Almagtige en barmhartige God, Here, U wat voorsien het in die volheid van die tyd, U wat voorsien het op die kruis, U wat voorsien het ook nou. Ons kan U net dank en eer. U wat verlossing bevestig, die tekens wat dit waarmerk, wat dit aandui, dankie dat ons ook daarin kon deel vandag. Versterk ons gemoed, o Here, en laat ons hierdie vrug van die geloof dra tot eer van U heilige naam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. U het geleentheid om Here nou te dien met U liefdegawe. In ons Here Jesus Christus, ons antwoord met die sing van Gesang 299. Daar sing ons: Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou weet ons hoe God sy kinders behou. Albei verse, Gesang 299.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ontvang dat die seën van die Here en gaan huis toe in sy volmaakte vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.